Ek wil hê julle moet baie mooi kyk en baie mooi luister wat hier gebid word. Hierdie is nou Mam Donnie, dis nou New York se nuwe leier. Maar ek wil graag hê julle moet net baie mooi luister wat hier gebid word. Ek gaan gou vir julle speel. Let's pray. Spirit of the Lord God, we thank you for who you are, for how you have kept, how you have redeemed, and you have made us aware and thankful for your grace and your mercy. Now, Father, we are praying for this young man whom you have chosen for such a time as this. Yes. Strengthen him, guide him, imbue him with wisdom. Give him the ability to know what is right for this season. And we thank you, Lord, for the victory. We thank you, Lord, for the ability to govern well. We thank you, Lord, for the ability to hear even the smallest among us and to take them seriously. Now, Father, we thank you, not that he's going to do the miracle, but that you are going to do the miracle through him. Yes. And that in so doing, you will exclusively get the praise. We thank you for this. We're praying for his health, for his family. Thank you for protection in the name of the Lord God. And we call these things done in Jesus' name. Amen. 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 Nou, hierdie is tipies God se judgment wat oor New York besig is om te ontlaai. Al die goddelose mense wat daar is. Dan kry jy nou hierdie sosialistiese, marxistiese man wat nog Islam is ook. Hierdie Christen het nou gebid dat wat ook al moet gebeur, moet gebeur. En God se judgment gaan ontvou. Reg oor die wêreld. Dan wil ek vir julle ook nog ietsie wys, dat hier is predikante onder ons wat hom as 'n messiaanse figuur sien. Aware and thankful for your grace and your mercy. Sy. So kom ons gaan net gou hier. Dan gaan ek gou vir julle wys. In elk geval, Edwin Nudia, nou kom ons gaan kyk dit gou. Hy, oh my word, hierdie man worked at the NG Church, NG Kerk, okay? Ek weet nie of hy nou afgetrede man is nie. Maar hierso, kyk wat sê hy, mede-Afrikaners wat klakkeloos republikeinse trumpistiese retoriek uitblaker, lees oor dink en bedink jouself. Nou kyk nou hier. Mamdani brings moral bankruptcy of Western leaders to the fore without saying a word. In his presence, I see a messianic figure on the rise. Nou, hierdie is nou interessant. The making of Republicans ironical, isn't it? Nou, kom ons kyk gou hierso. Wat sê hierdie man oor ons as Christene? Die priester en leviet is genadeloos en die Samaritaan betoon barmhartigheid. 'n Moslem het 'n hart vir die vreemdeling, maar word beswadder terwyl die Christene in selfsug alle hulp opskort. Wie is nou reg? In elk geval, ons gaan kyk hier in die comments. Wat vragtig voor. Ek dink net hy moet Christendom los, want is asof hy 'n blind eye draai na die Christene wat vermoor word daar diep in Afrika deur die moslems. En hy wil die moslems wil hy nou opverhewe bo die Christene. Hoekom word hy nie maar net 'n moslem nie, jy weet? Kyk nou hier. Het gister 'n video gesien waar 'n predikant beamoen wat jy sê, Mamdani is Christ-like. Van wanneer hy was 'n moslim, 'n islamist, socialist, marxist, Christ-like. In elk geval, hierso sê iemand, Edwin, asseblief, haal my van jou lysie af. Nou het ek heeltemal genoeg
uit jou hart, mond en hand gehoor. Soos geen prediker wat ek van weet nie. Jy praat met 'n gesplete tong. Jy stalf nie jou siening met skrif nie. Ek praat nie van wat jy in die boeke, lesings, oulike slim geleerdes se monde versinsel as waarheid nie. Wat sê die woord? Daar is net een God en een verlosser, naamlik Jesus Christus, die seun van God. Wie is die se God? Wie is sy seun en wat het sy seun geoffer? Jy saai verwarring en verkondig die grootste leuen. Absoluut, ek stem saam. Ons kyk dit gou hier, wat sê hulle hierso? Die moslems doen goeie werk in die naam van Allah, nie van Jesus nie. En toe sê hy iets van vir sover julle dit aan een van die geringstes gedoen het. Wat sê sy? Kan ek glo? Hy hoekom word hy nie maar net 'n moslim imam nie? Ek meen hy beswadder ons Christene so verskriklik. Dit gaan nie oor goeie werke nie. Clarina, Lagrange. Dit gaan oor God se genade. Gaan nie oor goeie werke nie. Hierso, het gaan alles oor die hart van die mens. Dit wat in jou hart omgaan. God ken jou hart, jou ingesteldheid. Dis hoekom so min mense eendag opgeneem sal word. Ek kan nie toelaat dat mense wat uit die NG Kerk uitkom, 'n een wêreldse geloof probeer maak nie. Waar hulle die moslems wil verhewe bo die Christene, terwyl daar soveel slagting plaasvind diep in Afrika. Ek kan nie glo hierdie man sal die Christene so sleg sê. Nee, wat, dan moet hy maar 'n moslim imam word. Nee, wat. Nee, wat. OK, dis al wat ek vir julle wou verwys het.